Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanmôre. Ons vertrou dat ons ook saam met mekaar nader gaan groei aan die Here. Ons het enkele afkondigings van die kerkraad se kant af. Ons begin dat gemeenskap opgesê met die Gereformeerde Kerk Nelspruit, broer Thys en suster Karen Lourens en 2 dooplidmate CJ en Michaela. Hulle vertrek na die NG Kerk Barberton toe. Broer Thys het ook gevra en ons kerkraad het dit ook so goedgekeur dat ons dan ook volgende Sondag gaan hy ook geleentheid kry om dan ook die gemeente toe te spreek en te groet. En van ons kant af sal ons ook vir hom 'n groeteboodskap gee. Dan sê ons vanmôre hartlik geluk aan broer Tiaan en suster Sonnet Swarts wat hulle kleindogtertjie Rit gaan doop. Hartlik welkom familie en vriende. Ons is dankbaar dat julle ook die dag se vreugde saam met hulle kan deel. Dan wil ons ook hartlik geluk sê broer Wessel en suster Elsa Wessels met die geboorte van 'n kleindogter afgelope week. Hartlik geluk ook aan julle. Dan is daar vanmôre katekisasie na die erediens. Ons doen les 17 en dan is daar vanaand geen koffiekroeg nie. Ons hervat die koffiekroeg eers weer in die volgende kwartaal. Welkom nuwe intrekkers en besoekers. Julle kan asseblief die ouderling aan diens, broer Piet de Wet. Daarvoor sal julle hier voorkom ontmoet. Julle is welkom om julle name dan ook net by hom op te gee dat ons 'n lidmaat besonderhede vorm kan invul en kan opvolg met julle. Dan word die name van die volgende broers ter approbasie voorgehou om te dien in die ampt van ouderling, broer Gerald Gad en broer Johan Hand. Indien daar geen wettige beswaar teen die bevestiging van die broers ingebring word nie, sal hulle dan ook eerskomende Sondag bevestig word in die ampt. Dan is die kerkraad ook besig met die proses om beroeping van 'n tweede predikant. Die kerkraad vra asseblief dat die voorstelname sal deurgee aan die kerkkantoor, dat ons ook so 'n groslys kan saamstel waaruit ons dan kan beroep. Die kerkraad het wel gevra dat ons oorweging gee aan predikante onder die ouderdom van 40 as 'n wye riglyn. Dan laastens, vra ons asseblief broers en susters, ons het nog heelwat hulp nodig met in die bos vir al die aanskofte. Het ons nie genoeg hande nie. Die lyste lê hier voor langs die kombuis op die tafel. Julle is welkom om asseblief julle name daar aan te vul indien julle kan sien om met veral die aanskofte van in die bos uit te help. Baie dankie. Dis dit van die kerkraad se kant af. Ons gaan vanmôre toetree tot die erediens. Ons doen dit terwyl ons so sit met Psalm 5 se tweede omdigting, verse 1 en 3. Daarna raak ons saam stil voor die Here. Ons raak 'n oomblik stil voor die Here.
Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot aan alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, en ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam 'n loflied vir die Here. Ons sing Psalm 47 daarvan die eerste en die 4de vers. Ons sing dit staande en dan bly ons staan om ons geloof saam te bely. Ons bely saam met die kerk van alle eeue, ons ewige en ontwyfelbare Christelike geloof, as ons elkeen in ons hart saam bely dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons gaan vanmôre weer saam luister na die wet van die Here uit Eksodus 20 uit. Ek nou vinnig kyk. Ja, ek het weer vergeet om hom in te sit. Eksodus 20, ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Ons luister saam na die woord van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie, jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig.
Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enigiets wat aan jou naaste behoort nie. As ons so saam luister na die wet van die Here, dan herinner ons mekaar, dis nie 'n lys reëls wat ons moet nakom om gered te word nie. Dit was die vereiste gewees wat gestel is aan die mens, ja, maar wat volmaak gehoorsaam is deur Christus. Sodat wanneer ek nou as 'n Nuwe Testamentiese gelowige kyk na die wet van die Here, dan sien ek hierin my gebrek en Christus se volmaaktheid. Die feit dat hy aan al die eise voldoen het en dat ek daarom vry is van die eise van die wet, maar tog in dieselfde asem word ek ook daardeur gedring tot 'n dankbare reaksie op die feit dat ek losgekoop is deur Christus. Die feit dat hy aan alles voldoen het, maak dat ek in dankbaarheid wil reageer. En dis waarom ons luister na die wet van die Here. Dis 'n dankbare reaksie op die feit dat ons vrygekoop is, en is dit 'n riglyn vir ons dankbaarheidslewe. Kom ons antwoord op die wet van die Here. Skrifbereiding 9:3 verse 1 en 2 terwyl ons so sit, en dan bid ons daarna saam. Ons bid saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, wat 'n heerlike voorreg om vanmôre in die huis by mekaar te wees, om saam te kan kom en te luister deur die woord, of na u woord, deur u woord gevoed te word, deur die Heilige Gees bekragtig te word, om die voorreg te hê om net u lof te kan besing. Om saam te wees, om ook die seël van die doop te kan sien, die belofte van ouers te kan hoor en saam te kan getuig en saam verantwoordelikheid te kan neem ook, om nog 'n verbondskindjie in die naam groot te maak. Ons dank U, Here, vir die wonderlike gawe van U woord, waardeur U Uself volmaak aan ons openbaar en duidelik maak wie U is. En as Jy's in die lig hiervan, Here, dat ons soos wat ons gesing het ook wil bely, Here, en vra
Wek ons uit ons valse vrede. So baie keer word ons vasgevang in die idee dat ons eie verlossing moet bewerkstellig. Dat ons onsself moet regverdig, dat ons onsself aanvaarbaar moet maak, om dit moontlik te maak vir U om ons te red, asof U nie almagtig is nie. Asof die offer van U Seun Jesus Christus nie genoeg was nie. Maar Here, as ons voor U kom vanmôre, dan is dit ook om enerzijds skuldbelydenis te doen en te sê, Vader, ons staan skuldig voor U, ons oortree U wette op soveel maniere, op soveel kere. En dit getuig net van een ding, en dis dat ons werklike verlosser nodig het. En dan kan ons na U toe kom en U dank vir U genade en U vryspraak in Jesus Christus. Die feit dat U Seun Jesus Christus aan die kruis gesterf het, dat hy volkome gehoorsaam was aan die volle eise van die wet, sodat sy lewe in die plek van my en elke ander gelowige se lewe kan staan. Maar dan, Here, bely ons ook dat ons hierdie genadegawe dikwels goedkoop maak. Dat ons dink dat U soos 'n mens is. Dat ons willekeurig kan omgaan met dit wat U ons leer in die woord, met hoe 'n Christen moet leef, hoe 'n dankbaarheidslewe moet lyk. U sê deur U woord baie duidelik vir ons dat U Seun Jesus Christus gee, sodat elke een wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dan sê hy in die woord ook net so duidelik dat geloof wat nie in dade oorgaan nie, is dooie geloof. En ons bely, Here, dat ons dade baie kere nie noodwendig getuig van opregte geloof in U nie. En daarom bid ons dat U nie net ons sonde vergewe nie, maar dat U ons sal bekragtig deur U woord en deur U Gees tot 'n lewe van gehoorsaamheid, dat ons so sal lewe dat dit sal getuig van ons vryspraak, dat ons so sal lewe dat die wêreld sal sien U is ons koning, dat die wêreld sal sien wat 'n wonderlike genadegawe ons in ons Here Jesus Christus ontvang het, dat die wêreld sal sien hoe opreg ons ook is in ons geloof. Ons dank U, Here, dat ons U woord het wat ook vir ons duidelik spreek, soos wat ons ook in hierdie laaste tyd besig is met ons preekreeks, om U te volg, waar ons in die eerste kwartaal gevra het, vir wie volg ons nou eintlik? Ons tot die slotsom gekom het, ons wil vir U Seun Jesus Christus volg, is ons ook nou besig om te fokus daarop dat dit wat U woord as eise stel, hoe ons U moet volg, wil U ons dan daarin laat groei, deur U woord en U Gees. Mag ons ook getroue getuies wees, deur ons doen en late. Ook vanmôre, Here, as 'n ouer paar, hulle kindjie kom doop, mag hulle ook getrou wees in hulle navolging van U, getrou wees in hulle opvoeding van 'n klein kindjie, om U te kan ken en U lief te hê. Ons bid ook vir elke grootouer wat deel is van die opset, ons bid vir elke familielid, vriend en bron van ondersteuning in hierdie gesin, ons bid vir die ouers, en ons bid, Here, dat U hulle elkeen sal onderskraag en sal dra deur die Heilige Gees. Ons bid dan ook so nou, Here, vir U woordverkondiging, ons bid dat U sal wegneem wat skeiding maak tussen U en ons, en vra dat U ons sal lei om die woord te hoor na die mening van U Gees, en dat dit dan nie net by hoor sal bly nie, maar dat dit dan in voete sal kry, en dat ons dit sal gaan uitleef. Ons dank U, Here, dat ons ook vir mekaar kan voorbidding doen. Ons dink in die besonder hierdie afgelope week aan broer Johnny Treurnig, wat in die hospitaal opgeneem is vir 'n operasie. Ons bid, Here, dat U hom ook sal bywees, en as dit U wil is, ook daar volkome genesing sal skenk. Ons bid hierdie dinge van U, Here, nie omdat ons enige iets hiervan verdien nie, maar in totale afhanklikheid van U Seun Jesus Christus. Amen.
Met die oog op skriflesing en prediking. Psalm 89 vers 1 en 12. Ek het die verkeerde een hier so op, ekskuus, Maritjie. Ek het skeef gelees. Ons skriflesing kom vanmôre uit 1 Petrus 2, ons lees verse 13 tot 17, 1 Petrus 4 verse 1 tot 5 en 1 Petrus 5 verse 5 tot 11. Ons begin met 1 Petrus 2 vers 13 tot 17. Wees ter wille van die Here onderdanig aan elke menslike instelling, sowel aan die keiser, die hoogste gesagsdraer, as aan die prokurator, die mense deur die keiser gestuur om die misdadigers te straf en die wat goed doen aan te prys. God wil immers hê dat julle deur goed te doen die onkunde van dwaase mense stopsit. Leef as vry mense, nie soos hulle wat vryheid as dekmantel vir die kwaad beskou nie, maar as diensknegte van God. Julle moet alle mense respekteer, die medegelowiges met liefde beheer, ontzag vir God hê, die keiser respekteer. Dan lees ons 1 Petrus 4, ons lees verse 1 tot 5. Omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook julleself bewapen met dieselfde insig, naamlik dat iemand wat liggaamlik gelei het, met die sonde klaar is. Daarom laat hy hom gedurende die oorblywende tyd van sy liggaamlike bestaan nie langer deur menslike begeertes lei nie, maar wel deur die wil van God. Immers, julle het in die tyd wat verby is al oorgenoeg deel gehad aan dit wat die heidene wil doen, uitspattigheid, begeerte, dronkenskap, rasserny, drinkpartytjies en verfoeilike afgodediens. Hulle verstom hulle daaroor dat julle nie meer meedoen aan hierdie selfde stroomlosbandigheid nie en sê lasterlike dinge. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom wat gereed staan om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Dan hoofstuk 5 verse 5 tot 11. Net so moet julle wat jonk is, ondergeskik wees aan ouer mense, beklee julle almal met nederigheid teenoor mekaar, want God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade.
En daarom verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle op die regte tyd kan verhoog, deur al julle bekommernis op hom te werp, want hy gee om vir julle. Wees nugter, wees waaksaam, julle teenstander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, standvastig in die geloof, in die wete dat julle medegelowiges oor die hele wêreld dieselfde soort lyding verduur. Maar al moes julle vir 'n kort tydjie ly, sal die God van alle genade wat julle tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, julle herstel, bemagtig, versterk en stewig vestig. Aan hom die krag tot in ewigheid. Amen. Ons fokusse dan 1 Petrus 2 vers 16. Ons lees hom eerste. Leef as vry mense, nie soos hulle wat vryheid as dekmantel vir die kwaad beskou nie, maar as diensknegte van God. En dan hoofstuk 4 vers 1 en 2, omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook julleself bewapen met dieselfde insig, naamlik dat iemand wat liggaamlik gelei het, met die sonde klaar is. Daarom laat hy hom gedurende die oorblywende tyd van sy liggaamlike bestaan nie langer deur menslike begeertes lei nie, maar wel deur die wil van God. En dan hoofstuk 5 vers 5. Net so moet julle wat jonk is ondergeskik wees aan ouer mense. Beklee julle almal met nederigheid teenoor mekaar, want God weerstaan die hoogmoedige, maar aan nederiges gee hy genade. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek dink daar is in die geskiedenis al vreeslik baie gepraat oor vryheid, en wat vryheid moet beteken. Net so is daar in die naam van vryheid ook al baie oorloë gevoer. Die gevolg van hierdie oorloë is byvoorbeeld iets soos 'n ding wat ons vandag menseregte noem, menseregte waar 'n groot klem op vryheid van spraak en vryheid van keuse en assosiasie en vryheid van godsdiens aangespreek word. Maar die sleutel in die beredenering van die oorloë en die verklaring soos die menseregte is op die einde van die dag ek kan self, ek staan in die middel, ek wil geld, ek wil belangrik wees, ek wil hê. En nou gaan ons dadelik terug natuurlik na Genesis 3 toe, waar die duiwel gesê het, as jy van hierdie vrug eet, dan sal jy soos God word. Die mense het na die vrug gekyk en dit was begeerlik om te eet. Sy het daarvan gevat en sy het daarvan geëet. Ek wil self. Ons sien ons is geskep in staat om as mens gehoorsaam te wees, om die goeie te kies. Maar daarna verloor ons die draad, want in hierdie tyd kies die mens om ongehoorsaam te wees. Kies die mens om sonde te doen, en die wortel van hierdie keuse is dat ek dink ek kan soos God wees. Ek kan kies, ek kan myself regeer en ek kan besluit. So nadat ons hierdie keuse gemaak het as mense, Adam en Eva, is ons nie in staat daartoe om uit onsself uit iets anders as eie willigheid en sonde te kies nie. Hier kom die sondeval. Die mens kan nie uit sy eie meer gehoorsaam wees nie. Sonde is ons verstekinstelling vir ons klein of vir ons jonger generasie, is jou default setting. Ons kies eerste sonde. Dis wat ons doen. Dis immers wat ons ook bely. Ons is van nature geneig om God en ons naaste te haat. Dis iets wat ons uit ons eie uitkies na die sondeval. Nou lees ons van Genesis 3 af tot en met die Nuwe Testament, hoe dat God se woord en gees, die profete en die leiers van Israel, die heeltyd die volk aanspreek. Rigtingwysers is vir die volk, en hulle wys hulle sonde uit en roep hulle op tot gehoorsaamheid. En keer op keer lees ons die volk luister nie. Hulle kies afgodediens, geweld en eie willige losbandigheid. En daarom dra hulle dan ook die gevolge daarvan. Dink maar net aan dit wat in Egipte gebeur het. Dink aan die ballingskap in Assirië en in Babel onder die Medes en die Perse. Maar telkens dan lees ons God skenk weer verlossing en weer vryspraak. En uiteindelik die hoogtepunt daarvan is Jesus word gebore. Jesus lewe en Jesus sterwe. Jesus staan op as oorwinnaar uit die dood en die Heilige Gees word in mense se harte uitgestort. En tog bly die wortel van die sonde in ons almal se harte nog leef.
Ek weet wat is die beste, ek kan die beste kies. Ek sal die beste doen, want ek weet beter as God. En hoe weet ek die wortel sit nog daar? Want dalk sit jy hier en jy dink, nee, dit is nie ek nie. Hoe weet ek daai wortel sit nog daar? Dit wat vanmôre hier sit, is, ek dink nie die helfte van ons gemeente nie. Gaan stap 'n bietjie in Ilanga Mall net nou rond. Dan sien ons hoe baie mense loop daar rond. Gaan kyk al die sportbyeenkomste wat deesdae op Sondag gehou word, fietsry en draf en al die goeders wat ons liewer kies om by te woon, as om hier te sit en in te drink wat die Here sê. Hoe weet ek die wortel is daar? Kyk daarna. So hier is waar die tekkie dan uiteindelik die teer tref, want ek wil ook net sê, meeste van ons reaksie is, ek dink nie die Here was so ernstig oor kerk toe gaan nie. Maar hier is waar die tekkie die teer tref. As ek myself ondersoek, dan kom 'n mens tot die insig, en jy kan nie anders as om te bely, as jy werklik jouself ondersoek, om te sê ek is sondig nie. En dan besef ek, dis my versterke instelling. Julle sal onthou wat Dawid gesê het, toe ons Psalm 50 gepreek het. Ek is van geboorte af in staat daartoe gewees om iemand dood te maak. As ek besef, hierdie is my vertrekpunt, die eerste ding wat ek gaan kies, is myself. As ek dit besef, dan besef ek ook dat ek hulp nodig het. Want ek is verslaaf aan sonde, en 'n slaaf van sonde. Paulus sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek wel. Wie sal my van hierdie doodsbestaan red? Aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus. Hy maak my vry. En dis dan ons fokus vanmôre, die vryheid van 'n Christen is gesetel in gehoorsaamheid. Ons kyk vanmôre daarna wat is vryheid? Prakties, hoe lyk dit? En dan, hoe moet ons hierin groei? Maar eerste, wat is vryheid? Ons lees baie van vryheid in die Nuwe Testament, maar kom dan ook in ons teksvers agter dat dit, wat die Bybel ons leer oor vryheid, radikaal verskil van dit wat ons as vryheid beskou. Lees weer hoofstuk 2 vers 16 van ons teks. Leef as vry mense, as diensknegte van God. Die ander woord vir 'n dienskneg is 'n slaaf. Is dit nie 'n teenstrydigheid nie? Wees vry deur slawe te wees van God. Die rede waarom dit ons so omvergooi, is dat ons kulturele definisie van vryheid begin by die vryheid van. Ons het vryheid wanneer ons vry is van wat ons ook al inperk. Vry van beloftes, vry van verpligtings en gehoorsaamheid. Ons is vry wanneer ons aan niemand anders 'n antwoord verskuldig is nie, behalwe aan myself. Gaan kyk 'n bietjie mooi na iets soos die woke agenda. Wat staan uiteindelik aan die onderpunt van dit alles is? Ek wil nie gesag hê nie, ek wil nie polisie hê nie, ek wil geen niks bo oor my hê nie, ek wil doen wat ek wil. Kyk so, tydjie terug 'n Amerikaanse TV-program, waar die sielkundige die ouers van 'n kind adviseer, dat hulle die kind se leiding moet volg. Hulle moet die seentjie die vryheid gee om homself uit te druk as 'n meisie. 'n 4-jarige kind moet die vryheid hê, die vryheid wat die kind nodig het, is dat die ouers nie leiding moet neem nie. Die kind moet vry wees van hulle ouers se leiding. En die kind moet self leiding neem. Nou, kan julle hoor hoe omgedraai is dit? Die vryheid is vryheid van ouers se leiding, soos waartoe God uiteindelik alle ouers roep, om juis jou kinders groot te maak, om juis jou kinders te lei, om juis hulle die regte pad te wys. Dat ouers moet voorloop en leiding moet gee aan ons kinders, so net en Tiaan.
Ons verstaan van vryheid is dat ek self in beheer moet wees en aan niemand iets verskuldig moet wees nie, maar vryheid volgens Petrus is om diensknegte van God te wees. Of dalk moet ons dit so lees, ons kan as vry mense leef, omdat ons God se diensknegte is. Wat God se woord ons leer is dat daar nie iets is soos negatiewe vryheid nie, om vry te wees van iets nie. Daar bestaan nie iets soos om vry te wees van alle inperkings nie. Die Bybel leer ons duidelik en hierdie is hoekom ons begin het met waarmee ons begin het. As ons almal dit uiteindelik ondersoek en besef, is ons almal ten diepste uiteindelik 'n slaaf van iets. Romeine 6 leer ons dat jy 'n slaaf van jouself, jou ego, jou eie wil, jou sondige begeerte is. Of jy is 'n slaaf van God. Daar is nie iets anders nie. Die 10 gebooie leer ons ook dat ons geen ander God buiten God sal dien nie. Dit is God drie-enig soos hy homself in die woord openbaar of afgode. Enigiets anders behalwe God is 'n afgod. Daar is nie iets tussenin nie. Of jy is vir hom of jy is teen hom, sê hy ook vir ons. Selfs een van die Griekse filosowe het gesê, niemand is totaal vry nie. Jy is of 'n slaaf van welstand, rykdom, of jy is 'n slaaf van die wet. Of jy is 'n slaaf van mense wat jy wil gelukkig maak. Niemand is totaal vry nie, almal is uiteindelik slawe. Almal is slawe omdat ons almal vir iets leef, iets wat ons dryf. Sukses, liefde, rykdom, wat dit ook al mag wees, en dis die dinge wat, wanneer dit uit jou lewe uit weggeneem word, jy voel dat dit nie meer die moeite werd is om te lewe nie. So oordink dit, en dink aan daai een ding, wat as jy dit vandag verloor, jy alle sin vir die lewe gaan verloor, en dit is die ding wat jy uiteindelik in jou hart van 'n slaaf is. Dis waarvoor jy lewe. Maar die ding waaraan jy verslaaf is, perk jou ook in. As dit jou loopbaan is, dan sit mens alles in om dit te laat realiseer. Nie waar nie. En as jy alles insit om dit te realiseer, dan perk jy uiteindelik familie, vriende, sosiale aktiwiteite en so meer in. As jy leef vir familie en vriende, dan perk jy dalk werk in. Dit maak nie saak waarvan jy 'n slaaf is nie, uiteindelik bring jy self inperkings daarin. So, wat is vryheid dan volgens die Bybel? Vryheid is om daardie bevrydende inperking te vind. Byvoorbeeld, 'n vis swem in water. En hy swem elke dag daar binne. Maar nou reken hierdie vis, hy hou nie van die rivierbanke en alles wat hom keer om weier en verder te gaan nie, so hy spring uit die water uit, want hy wil nie deur die grense ingehou word nie. Wat gebeur? Hy gaan dood. Want hy is nie bedoel om buite daai grense te funksioneer nie. Wanneer 'n vis tot water beperk word, is hy vry. Hy kan na sy potensiaal leef. En net so is die feit dat God my geskep het na sy beeld as kroon van sy skepping, die verklaring waarom diensbaarheid aan God vir my siel is, soos waarom water of wat water vir 'n vis is. Dit maak my vry. Onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan hom maak my vry, want dis die spasie waarin ek gemaak is om te leef. En dan verander my prioriteite. Dan is God nie 'n boksie in 'n prioriteitlys wat ek aftik nie. Maar dan omvat hy al my prioriteite. En as hy my prioriteite bepaal, dan kom ek weer in daardie plek waar ek in gehoorsaamheid onder leiding van die Heilige Gees hom kan dien. En as ek hom dien, is dit omdat ek losgemaak is van die slawerny wat die sonde meegebring het, van al die ander inperkings wat ek uiteindelik ingestel het. So lyk dit in praktyk. Daar's 3 dinge waaraan ek toeneem wanneer ek waarlik vry is. 3 dinge waarin my vryheid prakties toeneem.
Eerste is vryheid van onbeheerste, verslawende emosies en begeertes. Sleutelterm, onbeheerst. Want ons het almal negatiewe emosies beleef, en dit is ook heeltemal aanvaarbaar om te huil en hartseer te wees, en ons kan so aangaan. Ja, ons praat van onbeheerste, verslawende emosies. Hoofstuk 4 vers 1 en 2 praat van die gelowige as hy sê, daarom laat hy hom gedurende die oorblywende tyd van sy liggaamlike bestaan nie langer deur menslike begeertes lei nie, maar wel deur die wil van God. Hierdie menslike begeerte is 'n vertaling van die Griekse woord epithemia. Die letterlike vertaling hiervan is epi, oor, themia, begeerte. 'n oorbegeerte. Te groot begeerte. En dit is die ding wat 'n mens begin dryf, daardie oorbegeerte. 'n onbeheerste, verslawende emosie sou iets soos hipokondria wees. Iemand wat die heeltyd hom of haarself siek dink. Want daar is 'n onbeheerste begeerte om gesond te wees, of daar's 'n onbeheerste emosie daaraan om versorg te word. Christelike vryheid maak ons vry van daardie verslawinge wat ons aan gesondheid, mensewerk en geld vasmaak. Want my lojaliteit lê in die hemelse en nie meer in die aardse nie. Die volgende ding wat gebeur is, ek kry vryheid van vrees vir my omstandigheid. Nou vrees, geliefdes, is 'n kragtige wapen, en ek dink dit word baie in ons samelewing gebruik om mense te beheer, om mense in plek te hou deur vrees. Vrees vir dit, vrees vir dat. Ek bedoel, so tyd terug was daar 'n optog gewees, of sou daar 'n optog gewees het oor petrolpryse. Ek dink dit was so 2 of 3 jaar terug. En almal het voor die tyd gesê, maar kyk, hier gaan hierdie verskriklike optog te wees, en julle moet tog net versigtig wees en uit die pad uit bly, en hou julle self eenkant, en daar het niks gebeur nie. En ons het onsself so laat beheer, dat alle verkeer tjoepstil was in daai tyd. Met vrees het soveel regerings om mense gehou waar hulle wil hê hulle moet wees. Vrees vir die alternatief, vrees vir verandering. En ons teks lees, daarom verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle op die regte tyd kan verhoog deur al julle bekommernisse op hom te werp. Want hy gee om vir julle. Hierdie woordjie, of hierdie bekommernisse, is bekommernisse wat uit vrees gebore word. Die Engelse vertaling gebruik die woordjie anxiety. Angstigheid, vrees en bekommernis oor omstandighede waarin ons leef, beheer ons nie meer nie as ons hierdie vryheid in Christus ken en leef. Want as God my prioriteite omvat, dan is ek vry van die verlammende vrees van omstandighede en van onbeheerste en verslawende emosies. En dan is die vraag, maar hoe groei ek dan nou hierin? Ons laaste punt. Meeste van ons wat hier sit, en ek dink ek in kluis moet besef, ek is nog nie regtig vry, soos dit waartoe ons teks ons oproep nie. Want ons leef steeds in die verslawing van emosies, of ons leef steeds selfsugtig, ons leef steeds met verlammende vrees vir omstandighede. Daar's baie keer goeters wat net eenvoudig in die oomblik oor jou die oorhand kry. So hoe groei ons dan in hierdie vryheid wat aan ons in Christus gegee is? Hoe kom ons by daardie plek uit waar ek in gehoorsaamheid aan God leef, dat ek by daardie plek uitkom wat vir my siel is soos water vir 'n vis is? Ons 2 praktiese riglyne. En die eerste een is, moenie bang wees om beloftes af te lê nie. Ek weet nie van julle nie, maar elke dopper haar in my nek gaan staan regop as ek dit hoor. Moenie bang wees om beloftes af te lê nie. Het die Here dan nie gesê, laat jou ja wees en jou nee nie? Wat bedoel ek hiermee? Net so moet julle wat jonk is, ondergeskik wees aan ouer mense, beklee julle almal met nederigheid teenoor mekaar, want
God weerstaan hoogmoedig is, maar aan nederig is, gee hy genade. Dink spesifiek aan byvoorbeeld die belydenisaflegging van 'n jong mens. Dis 'n verklaring en 'n belofte dat 'n jong mens glo aan God drie-enig. Dis 'n belofte tot verbintenis aan God en sy kerk. Dis 'n inperking, want hierdie belofte stel dat ek myself onderwerp aan die kerklike weg. Dat ek myself onderwerp aan die gesag van God. Dat ek myself ook sal laat lei deur hulle wat bo my aangestel is. Ek sal leef volgens dit wat God in sy woord openbaar en ek sal my daarin laat lei ook deur die gemeente waar ek betrokke is. En dieselfde tipe belofte word vanmôre ook weer by die doopvond afgelê, waar ek in afhanklikheid van God beloof, maar terselfdertyd die gemeente as getuienis roep om te vra, om te help in hierdie proses, waar ek beloof om hierdie kind groot te maak, dat sy die Here sal ken. Dit was 'n belofte wat ons gemaak het. Daardie dag toe jy getrou het, het jy ook sulke beloftes afgelê. En die punt is dit, geliefdes, moenie bang wees om 'n belofte teenoor God af te lê, wat jou hart leer om jou daartoe te verbind, om weg te beweeg van wat ek wil en nader te beweeg aan wat God wil nie. Moenie bang wees vir daai beloftes nie. Inteendeel, herinner jouself aan dit wat jy beloof het die dag toe jy hier voor gestaan het en gesê het, ek glo. Herinner jouself kort ouer aan die belofte wat jy afgelê het toe jy jou kind hier gedoop het en gesê het, ek gaan hierdie kind groot maak om die Here te ken en vir hom lief te wees. Verbind jouself in afhanklikheid tot God, perk jouself in deur hierdie goeders. En so leef jy 'n vry lewe in gehoorsaamheid van God, en diensbaar vir jou naaste. En dan kan nie glo wat se vryheid is daar wat daarin is, wanneer al hierdie verwagtinge van die wêreld van jou skouers afklim, omdat jou primêre verwagting is om hom te dien. En die tweede ding waarin ons toeneem, of waarin ons kan groei, is kyk na die kruis. Wat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook julleself bewapen met dieselfde insig, naamlik dat iemand wat liggaamlik gelei het, met die sonde klaar is. Wat se insig? Jy kan hom vertrou. Dis die insig. Dit is waar die vryheid vandaan kom, in die feit dat ek hom kan vertrou. En hoe meer ek leer vertrou, en dis wat geloof is kennis en vertroue. As ek meer leer om hom te vertrou, hoe meer ek leef uit vertroue, hoe groter word die vryheid waaruit ek leef, hoe beter gaan ek dit regkry om uit hierdie vryheid te leef. Hoe? Deur na die kruis te kyk, want hy is vry. As koning sit hy daar, hy regeer oor alles. Alles wat my slaaf wil hou, het hy oorwin. Sy kettinge het hy gebreek. Alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het ware vryheid, maar word ingeperk uiteindelik deur mens te word. Hy word tot die kruis en die graf ingeperk. Jesus Christus gee aan die kruis sy eindelose vryheid op om jou en my vryheid te gee. Vertrou hom wat dit vir jou en my wat aan hom glo gedoen het. Vertrou hom dat die inperkings wat daar gestel word deur die woord van die Here, inperkings is wat jou vryheid gee. Ek wil 'n laaste opmerking maak en sê, dit is soos wanneer ek as 'n pa vir my kinders sê, moenie met die pofadder gaan speel nie. En wat ons as mense doen is, jou pappa is wreed, ek wil met die pofadder speel. Daar's vryheid daarin, in die grense wat die Here vir ons daar stel. Leef binne daai raamwerk. Leef binne daai vryheid. En 'n volledige afhanklikheid van jou Here. Mag God ons deur sy Gees daartoe lei. Amen. Ons gaan nou daartoe oor om die sakrament van die Heilige Doop, ons klein rit te bedien.
Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in 3 punte vir ons saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. In die tweede plek, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sonde deur Jesus Christus, en daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken kan word. En net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur die Heilige Sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sonde en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes en die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. In die derde plek, omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom is dit ook word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou en in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. En daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was, en so het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word, en die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer en tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons sy heilige naam ook nou aanroep. Kom ons bid saam. Almagtige ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sonvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See laat verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop ook afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U verrit genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra, hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun, mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Vra Tian en Sonet vir ons sal vorentoe kom. Tian, Sonet, julle is ons geliefdes in die Here Jesus Christus en julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël.
Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat dit duidelik kan word en openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant af opreg op hierdie volgende vrae antwoord. In die eerste plek, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. In die tweede plek, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En in die laaste plek beloof julle en neem julle voor om dan verrit van wie julle die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in hierdie leer na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Ons vra dat rit dan vir ons vorentoe gebring sal word. Rit Swarts, doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Ons sing saam die 292, daarvan die tweede vers vir die gesin toe, en daarna sal ons ook saam bid. Kom ons bid saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sonde vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van U eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het en dit aan ons met die heilige doop beseël en bekragtig. Ons bid U ook deur hom, U geliefde Seun, dat U dan ook vir dit altyd met U Heilige Gees wil regeer, sodat sy Christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan haar en ons almal bewys het, kan bely en in die alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus, kan lewe en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin. Om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Ons dank U, Here, vir die voorreg om U woord te hê. Ons dank U, Here, vir die voorreg dat ons mag weet dat daar juis vir ons vryheid is in gehoorsaamheid. Vryheid is daarin om juis te luister na dit wat U vir ons leer deur U woord. Ons bid, Here, dat U ons getrou sal maak in ons navolging van U. Wil U ons lei op 'n pad van gehoorsaamheid en mag ons doen en late ook getuig van die vryheid wat ons ontvang het in ons koning en verlosser Jesus Christus. Dit bid ons om Christus ontwil alleen. Amen. Ons gee nou geleentheid vir ons dankoffers. Baie dankie broeders en susters. Ons antwoord op die skriflesing en die prediking met Psalm 119 verse 7, 8 en 9. O Heer, versterk, verdiep my insig in wat U woord verordeneer. Laat ek my hele lewe inrig volgens wat U bepaal en leer. Maak dan my hart daarop gestel, nie op winsbejag en geld. Here, laat niks my aandag aflei van die bepalings van die wet. Gee dat ek my aan U sal toewy
Help my soos U beloof het. Laat loop my op die regte weg en maak my lewend deur U reg. Vers 9, ek sal U woord vertrou en huldig. U trou is my verweer, o God. Red my van hulle wat vals beskuldig en in hulle hoogmoed my bespot. Ek sal U wet voor konings noem, my sonder skroom daarop beroem. Kom ons antwoord, Skrifbrei of Psalm 119, verse 7, 8 en 9. Daarna ontvang ons die seën van die Here, waarop ons met die amen antwoord. Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.